Goeiemôre vriende, ons is in ons Pinksterreeks en ons het met mekaar gepraat oor die persoon en werk van die Heilige Gees, ook hoe die Heilige Gees betrokke was by Jesus se hemelvaart. En ek het probeer om vir u te verduidelik dat die Heilige Gees omvattend in Jesus se bediening teenwoordig was. Daarna het ons gepraat oor die persoon van die Heilige Gees as God en ek het vir u uit die skrif probeer verduidelik waarom ons sê die Heilige Gees is die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. Ek wil net so aansluit by dit wat ek mee gisteraand of die vorige dag afgesluit het. Dit gaan oor drie bedelings. In die bedeling van die Ou Testament was dit die Vader op die voorgrond en die Seun en die Gees in die agtergrond. In die bedeling van die Nuwe Testament is dit die Seun op die voorgrond en die Vader en die Gees in die agtergrond. En die bedeling van die van die tyd na die Nuwe Testament, die tyd waarin ons leef, is dit die Heilige Gees met die Seun en die Vader wat die Heilige Gees se werk dra en ondersteun. En dit is verskriklik belangrik dat ons verstaan dat ons hier met drie unieke persoonlikhede in die een Godheid te doen het. Drie verstaanbare persoonlikhede in die goddelike drie-eenheid en dat ons daarmee saam gaan werk. Nou, uit die aard van die Heilige Gees se werking is dit een van die temas in die Bybel wat seker die meeste kontroversie en die meeste vrae by mense ontlok. En onder andere is daar baie vrae oor hoe ontvang 'n mens nou die Heilige Gees? Hoe gebeur dit nou dat die Heilige Gees jou lewe oorneem? En ek wil graag vanmôre vir julle daardie vraag antwoord. Môreoggend gaan ek vir julle 'n boodskapie gee opneem wat ek die vraag gaan antwoord, hoe weet ek dat die Heilige Gees in my woon? So ek gaan nou net eers vanmôre die vraag beantwoord, hoe ontvang 'n mens die Heilige Gees. Maar voordat ons daarmee begin en dat die skrif uit probeer vir u verstaanbaar maak, kom ons bid net eers saam. Here, ons Here, baie dankie dat ons in hierdie reeks temas oor die werk van die Heilige Gees en sy persoon by die woord kan stilstaan, by die woord wat u vir ons gegee het en wat ons in ons belydenisse sê en wat ons so in ons daaglikse lewe uitleef, die volle openbaring van u is, dat ons alles van u weet wat u wil hê ons moet weet, of alles van u kan weet wat u wil hê ons moet weet. Ons moet maar die Bybel daarvoor bestudeer, omdat u uself daarin aan ons volledig bekend gemaak het. En dis in die lig daarvan dat ons vanmôre ook hierdie kontroversiële vraag rondom hoe ontvang 'n mens die Heilige Gees wil beantwoord. En ons wil by u woord bly, ons wil soek na u waarheid, ons wil bid wanneer ons daaroor begin praat, dat u Heilige Gees ons dan werklik na u belofte in al die waarheid sal lei. Ons bid dit met verwagting in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Vriende, die vraag, hoe ontvang 'n mens die Heilige Gees, is regtig 'n kontroversiële vraag. Want daar is in omtrent elke denominasie is daar verskille in die verstaan van hoe die Heilige Gees deel word van 'n mens se lewe. Nou ek wil vanmôre met u so 'n bietjie deur die Bybel blaai. Ek gaan so 'n bietjie 'n agtergrondsketsie gee wat vir u net dit wat ons uit die Bybel uit gaan leer in konteks stel. In die gereformeerde teologie, in die gereformeerde godsdiens, praat ons van die heilsweg. Nou die heilsweg is 'n infinitief, dis 'n sirkel, wat nie 'n begin of 'n einde het nie en wat van ewigheid tot ewigheid deur 8 verskillende stasies leef, deur 8 verskillende momente werk. Nou ek wil graag vir u vanmôre daardie 8 verskillende momente gou leer en dan terugkom na wat die Bybel te sê het oor hoe ons die Heilige Gees ontvang. Nou die momente van die heilsweg kan ons baie maklik verstaan aan die hand van 'n klein donkiebrug. En as u die sinnetjie, Rina wil graag baie rose hê vir Vrydag.
onthou en u gee elkeen van die 8 woorde in hierdie sinnetjie. Rina wil graag baie rose hê vir Vrydag. As u elkeen van hulle dan met 'n hoofletter gee en u skryf dit onder mekaar in plaas van langs mekaar, dan kan u daarby skryf. Die R is vir roeping. Dis 'n goddelike handeling in mense se lewens. Ons is baie dikwels nie eers daarvan bewus dat God besig is om te roep nie. Maar dit is verskriklik belangrik dat ons sal verstaan dat niemand tot geloof kom, sê Jesus self, as die Vader hom nie getrek het nie. Nou daar in daardie teks handel dit so 'n bietjie oor die roeping. Wat is jou roeping? Jou roeping is in die eerste plek om mens te wees. Jou roeping is in die tweede plek om man of vrou te wees. En dan is jou roeping in die finale instansie om Christen te wees. En daarvandaan vorentoe gaan dit aan. Die W, Rina wil, die W staan vir wedergeboorte. Nou ons gaan nou so 'n bietjie oor wedergeboorte praat, want dis deel van hierdie ontvangenis van die Heilige Gees, wat ons net maar vir u 'n bietjie beter wil beskryf. En dan Rina wil graag, die G staan vir geloof, en ons gaan daaroor ook net nou weer 'n bietjie praat, omdat dit deel is van die elemente van die ontvangenis van die Heilige Gees. En dan baie, die woordjie baie, Rina wil graag baie, die woordjie baie staan vir bekering, en ons gaan oor hom ook nou weer 'n bietjie gesels uit die woord uit, en vir u so 'n bietjie rondom bekering die hele gedagte net weer uitlig, dat u kan verstaan wat dit is, wat die Here op 'n dag vir dag basis van ons vra. Rose, goddelike handeling, regverdiging. Rina wil graag baie rose, regverdiging. Hier verklaar God jou op grond van die verdienste van ons Here Jesus Christus, wat hy vir jou aan die kruis op Golgotha verdien het, verklaar hy jou regverdig. Dis nie iets waarvoor jy werk nie, dis nie iets wat jy verdien nie. Dit is doodgewoon God wat die regverdigheid van Jesus vat en dit aan jou kom toedeel. Jy is 'n regverdige, en die Bybel praat baie dikwels van jou as 'n regverdige. Ons gaan nie vandag daaraan verder aandag gee nie. Ek gaan dit net in gedagte hou dat God die een is wat ons regverdig verklaar. Jy hoef nie bekommerd te wees dat jy nie so regverdig is as wat jy dink jy behoort te wees nie, want die regverdigheid wat God in jou sien is die regverdigheid van Jesus. Dit beteken nie dat jy nou maar met onreg en onregverdigheid kan lewe nie, uiteraard nie. Dit is nie vir 'n Christen moontlik om dit te doen nie. Ons weerstaan die bose en die sonde wat die baas, die koning van onreg is. So Rina wil graag baie rose, regverdiging hê, gaan oor heiliging. En heiliging is daardie pad wat ek en jy saam met God leef. As geregverdigde mense lewe ons met ons hand in die hand van die Here elke dag, en is ons veronderstel om, maar ook werklik besig om te groei van dit wat ons was en wat God ons regverdig verklaar het, en ons het dit nog nie heeltemal so uitlewe nie, tot waar God wil hê ons moet wees. So dit gaan hier dan oor die soos hy vir Vrydag oor die loop saam met God in hierdie wêreld. Die woord het my vir 'n oomblik ontgaan, nou moet ek hom net bietjie vasmaak. En dan Vrydag, Rina wil graag baie rose hê vir Vrydag. Vrydag staan vir volharding. En dit is 'n wesenlike deel van die heilsweg wat ons moet loop. So, ons het hierdie 8 momente op die sirkel. Die sirkel van die heilsweg. Hy het nie 'n begin of 'n einde nie. Hy loop deur hierdie stasies elke dag van ons lewens, kan ons amper sê.
Ons word deur God geroep, daagliks, op 'n daaglikse basis roep God ons. Ons word deur God wederbaar, hy is aan mekaar besig om ons nie te maak. Dis een van die dinge wat so duidelik word uit Johannes, dat hy aan mekaar besig is om ons nie te maak, maar ek gaan nou daaroor weer praat. Graag gaan oor die geloof, daaroor gaan ek nou met u nog 'n bietjie praat. Rose gaan baie gaan oor die bekering, daaroor gaan ek nou ook wat bietjie met u praat, en dan Rose regverdiging, heiliging, die woord bly nou uit my kop, saam met God loop, en dan volharding. Dis die 8 stasies. Nou kom ons begin nou met die vraag. Hoe verkry 'n mens die Heilige Gees? Hoe ontvang jy die Heilige Gees? Nou die Bybel is baie duidelik daaroor, dat jy nie die Heilige Gees kan verdien nie. Ons moet ook nie probeer nie, ek gaan nou daaroor nog ietsie sê, maar dit is verskriklik belangrik dat ons vir mekaar moet sê, dat 3 van hierdie stasies van die heilsweg 'n baie beduidende rol in die lewe uit, die lewe deur die ontvangs van die Heilige Gees steek. En dit by name wedergeboorte is die eerste ene. Nou die Here Jesus maak dit baie duidelik as hy met Nikodemus in gesprek is in Johannes 3. Nikodemus, 'n Fariseer, kom in die nag na Jesus toe. Hy's 'n lid van die Joodse Raad. Hy wil nie graag met Jesus geassosieer wees op daardie stadium in sy lewe. Later het hy wel homself met Jesus baie duidelik assosieer, maar Nikodemus kom in die nag na Jesus toe en hy kom sê vir hom: "Meneer, ons weet, u moet iemand baie besonder wees, want hierdie goed wat u doen, kan mense nie doen nie. Dit kom van God af." En dan, soos wat Johannes tipies werk, skep Jesus 'n misverstand met die antwoord wat hy vir hom gee, en hy sê vir hom: "Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie." Nou vriende, daai water en gees het nou al baie spekulasie en baie verskillende opinies en menings en praktyke in die kerk van Jesus Christus veroorsaak. Want mense wat nie regtig verstaan wat dit is waarmee Jesus besig is, die lees daardie water as doopwater. En daarom sê hulle, sien jy moet uit water gebore word, so God moet jou onder die water insit, en dan moet jy dit uithaal, en jy moet saam met Jesus Christus lewend word in die wedergeboorte, en daarom, omdat jy dit gedoen het, kan jy van jouself praat as 'n wedergebore Christen. Nonsens. Daar is nie iets anders as 'n wedergebore Christen nie. Daar is wedergebore Christene en sondaars, heidene. Dis al wat daar is. Daar is nie 'n derde kategorie van Christene wat nie wedergebore is nie. Die hele proses van verlossing na roeping begin daarby dat God vir jou kom nuut maak, vir jou 'n nuwe lewe kom gee. Nou, daardie water is nie doopwater nie, dis vrugwater. En Jesus sê dit eintlik vir Nikodemus, hy sê dit so klokhelder, dat 'n mens dit nie kan miskyk nie. Hy sê, wat uit 'n mens gebore is mens. So hy verwys hier na die water en hy sê, as jy uit die water gebore is, uit 'n mens gebore is, uit die vrugwater gebore is, dan is jy net doodgewoon 'n mens. En mense is in hulle wese sondaars, wat nie die verlossing van God kan verdien nie. En dan sê hy daarby, en wat uit die gees gebore word, is gees. So dit is baie duidelik dat hierdie 2 komponente by mekaar stel. Aan die een kant word jy uit 'n mens gebore, en daarom is jy mens, en aan die ander kant kom die Heilige Gees, en hy kom wederbaar jou, hy kom maak jou oor, hy kom hergebore jou. En wanneer die Heilige Gees dit gedoen het, dan word jy ook soos die Heilige Gees 'n lewende wese met die Heilige Gees in jou.
Sê Jesus vir hom, moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waar hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Dis vriende, dis eintlik 'n soort van geheimenis wat ek en jy aan onthou. 'n Geheimenis en 'n geheim is nie dieselfde ding nie. 'n Geheimenis kan almal wat ingelig is verstaan. 'n Geheim is 'n ding wat net een persoon kan behou. Die oomblik dat jy vir iemand anders daarvan vertel, is dit nie meer 'n geheim nie. Dan is dit nie meer 'n geheim nie. So 'n geheim is 'n ding wat net een mens kan hou. Dis 'n soort van 'n geheimenis. Die Heilige Gees kom en hy verander jou. Hy kom wederbaar jou, hy maak jou 'n nuwe wese. En jy verstaan dit nie regtig nie. Die ander mense rondom jou verstaan dit nie regtig nie. En daarom, juist omdat mense dit nie verstaan nie, skep hulle weë waardeur hulle dink hulle nou vir God in die skuld kan plaas om hulle te wederbaar. En dan wanneer hulle daardie weë geloop het, dan praat hulle van hulle self as wedergebore Christene. Ek sê weer, dis suiwer nonsens. Daar is nie twee soorte Christene in die wêreld nie. Daar is wedergebore Christene en sondaars. Dis al wat daar in die wêreld is. So as ons bietjie aanbeweeg van wedergeboorte, wat nou ons Rina wil, en dan kom ons by graag, en graag staan vir geloof. So die hele gedagte rondom geloof en die sentrale rol wat geloof in ons verlossing speel, moet 'n mens baie goed verstaan. Nou ek het na tekste soos Efesiërs 2 vers 1 tot 10 het ek nou nie eers hier verwys nie, want ons ken hulle almal so goed uit ons koppe uit. Efesiërs 2 vers 1 tot 10 is seker los aan 'n my geliefkoeste teks in die Bybel, omdat dit die verlossing van sondaar mense deur genade of uit genade deur geloof so helder verduidelik. Maar ek het nie dit weer vandag aangehaal nie. Ek verwys net vir 'n oomblik daarna. Ek wil u wys na 'n ander plek in die Bybel waar iemand 'n dominees hemel vir Paulus en Silas kom skep. Onthou in Handelinge 16 loop daar 'n vrou agter hulle aan terwyl hulle die evangelie verkondig en sy skreeu die hele tyd, luister na hierdie mense, hulle vertel vir julle hoe julle verlos kan word. En Paulus maak nie gebruik van die bose om sy werk vir hom te doen nie, onder geen omstandighede nie. So op 'n stadium draai hy om en hy beveel die duiwel in hierdie waarsêersvrou om haar te verlaat. As dit gebeur, as sy daar baas se oog gehad, nou is ons geld maak 'n bietjie daarmee heen. En dan vat hulle vir Paulus en Silas, hulle daag hulle voor die dorpsraad en die slaan hulle flenters. En dan word hulle in die binneste sel van die tronk gegooi. En daardie nag, terwyl Paulus en Silas sit en lofliedere sing, en hulle kan nie gemaklik sit nie, hoor, want hulle kan nie agteroor lê nie, hulle is vlerde geslaan. Is daar 'n aardbewing in die tronk skud en die deure gaan oop. En die bewaarder word wakker en hy vra 'n lig en 'n swaard, want hy wil homself doodmaak. En Paulus sê vir hom, moenie jouself iets aandoen nie, ons is almal nog hier. Dan vat die bewaarder hulle uit, daar staan so in die teks, hy het hulle buitekant toe gevat en vir hulle gevra, nou dis dominees hemel hierdie. Meneere, wat moet ek doen om gered te word? En dan sê Paulus vir hom, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. En 'n baie belangrike deel van die sinnetjie daarby, jy en jou huisgesin. So vir die dopersgesinde mense wat altyd sê, daar's nie kinders gedoop nie, julle kyk maar net nie diep genoeg nie. Dis julle grootste probleem, julle wil alles net op die oppervlakte raak sien. Jy en jou huisgesin. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en al sy mense in sy huis verkondig, en op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas, en hy en al sy mense is daarin dan gedoop. Geloof. Om te glo in Jesus is jou verlossing. Maar nou moet jy baie goed verstaan, geloof is nie 'n goeie werk nie. Dis nie iets wat jy doen om jou verlossing te verdien nie.
Dis nie iets wat jy doen, sodat die genade in werking kan kom nie. Nee. Ons hele belydenis, al ons belydenisskrifte beskryf geloof in die eerste plek as 'n gawe wat God vir jou gee. Hy skenk vir jou die geloof. Jy bevind jouself letterlik met geloof. Jy werk nie daarvoor nie. Jy kom net by daardie punt in jou lewe, hopelik, dit het in my lewe so gewerk, maar jy kom net by daardie punt in jou lewe wat jy sê, ek weet nie hoekom nie, ek weet nie waar dit vandaan kom nie, ek weet nie wat met my gebeur het nie, maar ek glo regtig dat Jesus die seun van die lewende God is, wat vir my sonde aan 'n kruis op Golgotha gesterf het. En al die ander moeilike dele van Christen wees kom dan daarna daarby, want dan word Christen wees net so kompleks soos mens wees. Ek wil hê jy moet die hele gedagte van geloof baie goed verstaan. God skenk dit vir jou. Dit is nie jou geloof waarmee jy glo nie. Dis God se geloof waarmee jy glo, en dan is daardie geloof juist die voertuig waarmee God die genade wat hy aan jou wil toebedeel 'n werklikheid maak. So, jy moet wedergebore word om die Gees te ontvang. Jy moet glo in Jesus Christus om die Gees te ontvang. En dan sê 2 Petrus 3 vers 8 en 9 vir ons, julle moet een ding nie vergeet nie, vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Nou vriende, bekering is een van daai woorde wat ook nou al draaie in die kerklike denominasionele periode waarin ons nou leef geloop het, wat nou nie eers snaaks is nie. In die Ou Testament beteken bekering primêr terugdraai, omdraai, terugkeer na God toe. As die volk opgeroep word om terug te keer, om hulle afgode te los en terug te keer na God toe, dan word die woord sjoep gebruik en dan beteken dit letterlik omdraai. In die Nuwe Testament verander die konteks van die woordjie bekering so bietjie. Daar word 2 Griekse woorde gebruik. Die een woordjie is epistrefo. Dit is 'n werkwoord en dit beteken in sy infinitiewe vorm, epistrefo, sonder dat daar enige iets aangeheg is, beteken dit om te draai. Nou weet jy, daardie woord kom in oordragtelike sin, met ander woorde, om bekering te beduie. In die Nuwe Testament, ek het nie double-check nie, maar maksimum 5 keer voor. Die normale woord vir bekering in die Nuwe Testament is die woordjie metanoia. Metanoia, en as jy hom in die werkwoord wil sit, met ander woorde, bekeer jou in die werkwoord in die infinitief, dan sê jy metanoeo. Metanoeo, om te bekeer. En daardie woord beteken om anders te dink. Om op 'n nuwe manier te dink. En as mense dit nou in die Bybelse konteks wil toepas, dan gaan dit oor 'n nuwe manier oor Jesus dink. Dit beteken nie dat ons nou kan lewe asof God nie bestaan nie. Dis mos nou gans onmoontlik dat 'n mens dit kan sê. As jy sê, ek dink anders oor Jesus, ek sien hom geopenbaar aan my as die middelaar van my verlossing, die een wat vir my verdien het dat God daardie genade wat ek so gratis deur die geloof van hom kry, dan kan 'n mens mos nou onmoontlik nie aangaan met 'n lewe in die sonde asof God nie bestaan nie. So die woord metanoeo sluit nie 'n lewe in God se rigting uit nie. Dit is juist die lewe in God se rigting wat gebeur wanneer ek myself aan 'n veranderde manier van dink oor Jesus onderwerp. So, ek kry
die Heilige Gees deur 3 dinge. Deur wedergebore te word, dis iets wat God doen. Deur te glo, dis iets wat God gee. Deur te bekeer, deur anders te dink oor Jesus. En daarom ook anders te lewe. Natuurlik is dit so. Dan geen prestasie. Dis die tweede gedagte wat ek met u wil deel. Of goeie werk verdien vir jou die Heilige Gees nie. In Titus hoofstuk 3 skryf die apostel Paulus vir Titus, toe die godheid van God ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn het hy ons verlos nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Wil jy julle moet hoor, dis God wat die handelende persoon is hier. Dit het hy deur gedoen, deur die wedergeboorte wat die sonde af was, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Vriende, jy moet nooit daaroor twyfel nie. Toe die verlossende genade van God verskyn het hy vir jou wedergeboor en het vir jou die Heilige Gees gegee, sodat jy die nuwe lewe kan leef. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort, deur Jesus Christus ons verlosser. So is ons dan deur die genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Alles in God se hande. Niks in joune nie. Jy kan niks doen om gered te word nie. Jy kan alleen maar wag dat God doen wat hy wil doen. En deel van wat hy wil doen, is dat hy vir jou die Heilige Gees skenk. So, dit bring ons by die laaste vraag van vandag. Woon die Heilige Gees dan in alle gelowiges? En die antwoord is 'n besliste ja. Definitief, daar kan geen twyfel daaroor wees nie. En enige iemand wat vir jou enigiets anders sê, verkondig 'n vals evangelie aan jou. Want jy sien, die woord van die Here sê, julle word nie, dis nou vir die Romeine wat Paulus hier skryf, deur hulle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. Want die Gees van God woon in julle. Hy praat van die hele Romeinse gemeentes, die hele kluster van Romeinse gemeentes. En dan sê hy hierdie ding, as iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. So dis een van twee, of jy het die Gees, of jy is verlore. Of jy het die Gees en jy behoort aan Jesus Christus en hy is jou verlosser, of jy is 'n sondaar en jy gaan verlore. Dis een van die twee, daar is nie 'n derde moontlikheid nie. Daar word ook nie van 'n derde moontlikheid sprake gemaak in die Bybel nie. So is ons dan, omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, alhoewel die liggaam nog vir die dood bestem is. Vriende, ek kan nie genoeg beklemtoon nie. Die Heilige Gees bly in jou. Jy moet dit weet, jy moet vasmaak daaraan, jy moet uit lewe, die Heilige Gees lewe in my. En dan skryf Paulus, en dit is die laaste versie waarna ek julle verwys nou in 1 Korinte 6 vers 19, skryf ek ook hier oor die Gees iets. Nou moet 'n mens iets onthou van die Korinte gemeente. Die Korinte gemeente was 'n gemeente waar daar baie groot fout was. Kyk, ek moet nou nie eers daaroor 'n vraag hê nie. As daar 'n ding kon verkeerd wees, was hy in Korinte verkeerd. En ons weet dit, in Paulus se eerste Korinte brief is sy bekleibrief. Hy val by die deur in die huis en hy vat hulle kort, hy vat hulle aan. Hy sê vir hulle, julle is verkeerd, julle fokus op die Griekse filosofie en die Griekse wysheid, terwyl julle met die kruis, die dwaasheid van die kruis sit, wat vir julle die krag van God is. En dan in hoofstuk 6 handel hy oor sondes wat daar in die gemeente voorkom, en hy praat van ergerlike sondes. Hy sê selfs so erg dat 'n man met sy skoonma as man en vrou saamleef. En dan in vers 19 aan die einde van die hoofstuk kom hy daartoe om te sê, weet julle dan nie, het dit nog nie by julle gedaal, dat die Heilige Gees in julle woon. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang, en julle behoort nie meer aan julle self nie. Moenie met jou lewe doen wat jy dink reg is nie. Vra eers vir die Heilige Gees, vra eers vir God, en lewe dan
soos wat hy wil hê jy moet lewe. Mag die Here jou hierin versterk deur die rykdom van sy genade. Amen.